Hi, goeiedag aan almal. Ek hoop dit gaan goed by almal se huise. Sjoe, ons moet ook asemhaal. Ja, nee, dit is ja, mens vertrou maar net elke dag en jy loop en jy gaan. Ek het gisterand iets interessant lees van Job, hoe God vir die duiwel gesê het, kyk my servant Job, daar's niemand op die aarde soos hy nie en as 'n mens net kyk in wat se toestand dit moes gewees het dat daar net Job was wat God kon gesê het dat kyk my servant, kyk vir Job, daar's niemand soos hy nie. En wat mooi was van die hele storie was dat toe hy alles verloor het, he fell down and he worshiped God. He worshipped him. En wat hy gesê het is God gee en God vat weg. So hy het 100% geweet wie is sy source en van waar kom al die goed. So ja. So op my hart vandag is maar net bietjie to preach the kingdom. To preach the kingdom of God. En ek dink hierdie is wat ek voel in my hart moet terugkom, is dat ons kom terug by die simplicity van die gospel van the kingdom of heaven. En ek het al soveel mense gepraat en die mense het 'n verwronge beeld van die koninkryk van God. Hulle weet nie dat wat dit actually beteken skriftuurlik nie. So in die Bybel praat hy van dat die koninkryk is binne in julle. Die koninkryk is vrede, blydskap en geregtigheid in die Heilige Gees. En dan nie in krag nie, in woord nie, maar in krag. So die koninkryk is krag, vrede, blydskap en geregtigheid in die Heilige Gees. Nou, in Romeine 10 vers 14 sê, ek lees maar net uit die New King James uit, hy sê, how then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in him, there's no Jesus, of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. So the gospel of peace. So Jesus sê dit in 'n hele paar plekke in die Nuwe Testament, gaan dit oor die koninkryk. As jy gaan kyk hoeveel keer vergelyk hy die koninkryk en hoeveel amper alles is oor die koninkryk van God is so, die koninkryk van God is so. So Gatapanyana, skus. So hy sê in Matthew 4 vers 17, dan sê, from this time Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So hy het in 23 ook, Matthew 4:23 sê, and Jesus went about all Galilee, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of diseases. So ek gaan maar net so 'n paar scriptures uithaal hierso wat hy van praat oor die koninkryk. Waar hy ook vir sy disippels gegee het in Matthew 10, waar hy sê, and Matthew 10:5, hy sê, these 12 Jesus sent out to command them, saying, do not go into the way of the Gentiles, and do not enter in the city of the Samaritans, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. As you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons, freely you have given, freely you have given. So, is pertinent om te sien dat ons moet terugkom by 'n gospel van die koninkryk van God. En Matthew, Mark, ek gaan net goed hierdie scriptures gaan Mark 1 vers 15, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, repent and believe in the gospel. So dis 'n gospel wat gepreach moet word van die koninkryk. Selfs in Luke 8
Waar is hy? Wat ek gou wanneer doen? 9 in Lucas 9 vers 1 en 2 hy sê, Then he called the 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. So, hoe gaan ons weet wat is die koninkryk van God? As ons hoe gaan ons die koninkryk van God preek as ons nie weet wat is die koninkryk van God nie? As ons 'n verwronge beeld het van die koninkryk van God. En hoe gaan ons toegelaat word om te preek as ons nie gestuur is nie? En hoe gaan ons woorde effek hê if we have not been done up from power from above? So, en dit is vrae wat ek wil vra vandag. Wat se gospels word gepreach? Wat se gospels is daar buitekant? Daar's baie gospels, maar ek dink ons moet terugkom by die kern van die gospel van die kingdom of heaven. Soos Jesus sê, hy sê, as a kingdom was bestowed upon me, so a kingdom is bestowed upon you. But sê aan en seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added to you. So, in die hele Nuwe Testament het Jesus vergelykings kom gedoen oor die koninkryk. En die koninkryk, veral daardie peace, joy and righteousness, ons weet deur die werk van Jesus Christus is ons regverdig. En dit is sy volkome werk, en in hom is ons regverdig, het ons right standing of God. Maar dan praat hy van die vrede en die blydskap. En dan praat hy ook van die power. So die vrede en die blydskap, hoekom is daai, dit is drie goeders wat basies is 4 goed. Die vrede, want hy sê, die vrede gee ek nie soos die wêreld gee nie, but in me you will have peace, and the God of peace. So, dit is goed wat ons kan help in hierdie lewe, dit is goed wat vir ons kragtig kan doen, the peace that passes understanding, the peace that guards your heart, and selfs joy, rejoice in the Lord, again, I say rejoice, the joy of the Lord is your strength. So dit is simpel goed actually, dit is actually simpel goed wat ons net moet leer om te aktiveer, wat klaar vir ons gegee is. Living by the power. So, waar het ons nie, ek dink ons moet terugkom na die basis toe van die prediking van die gospel. Dat die mense wil weet, ja, ons in die tydperk gaan ons leer en ons gaan geskool word en daar's baie goed wat Heilige Gees ons gaan leer. Nêrens, die Bybel sê dat die Heilige Gees will come and declare everything that is of Jesus to you. Nou is daar klomp sulke ander preke uit en goeters. Kom terug by die kern van die gospel van die koninkryk. Laat die mense weet wat se krag is daarin om in die koninkryk van die peace van die koninkryk van heaven te teach and te preach, en dan obviously die Heilige Gees te manifesteer, die revelation. Die Heilige Gees is die ene wat jou gaan kom lei in volle waarheid. Dit is 'n skrif wat sê, nobody needs to teach you, and you have the anointing, and the anointing will teach you of all things. In die ou tyd het hulle nie 'n vol Bybel gehad nie, hulle het gedeeltes gehad van Bybel, so wie het hulle geleer? En dis die Heilige Gees, dis die Heilige Gees wat die mense leer, en dis die acknowledgement van hom, en dit is die verhouding bou met hom, en selfs Jesus was gelei deur die Heilige Gees, so wie is ons dan nou? Jesus was empowered by die Heilige Gees. Jesus sê dan, hy sê, if I then cast out, en dis Handelinge, if I then by the Spirit of God cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Sien jy? So daar's die power gedeelte. Power, peace, joy and righteousness in the Holy Spirit. Daar's die power gedeelte. Hy het geweet deur wie se krag doen hy dit. So ek dink dit kom dat ons terugkom, ondersoek die koninkryk. Sien, Jesus het vergelykings gedoen met die koninkryk. Verstaan is binne in jou in, is nie iets daar buitekant nie. Baie mense sê, dis die en is daai en alles. Kom terug wat die Bybel sê. Vat daai stellings en daai opinies en daai gedagtes en gaan trek hulle terug na die Bybel toe en meet hulle met die Bybel. Die Bybel gaan vir jou wys of daai dogma jy reg is, of dogma jy verkeerd is, of dogma daai, ekskuus, sorry, ek moes dit sê,
Die Bybel gaan vir jou wys. Heilige Gees is daar om die Bybel te kom wys, want ek moet wat jy vir my sê in die Bybel kan trek. En ek moet meer as een skrif daaruit kan haal. Ek kan nie 'n hele preek net op een vers sit en dit is vir ek nou, ek praat nou van myself. Daar moet skrif op skrif wees. Die skrif moet van die skrif getuig. Die Bybel praat nie net een plek van Jesus nie. Hy praat van die begin af, in die begin was die woord, en dit was lig, en toe God lig gekry het, dit was die eerste ding volgens my verstaan, is dit die manifestering van Jesus. God created light, and out of light, He created everything else. Vanaf uit lig het hy alles gecreate. Hy sê, everything was made for the Son, and through the Son, and nothing consists, that was not made, that was made through Him. En daai lig was in die begin gewees. En ek kan dit so deurtrek van daai ding af. Van in die begin, God created the heavens and earth, and God divided the light from the darkness. Sien, so ja. En in die begin was die woord. So ja, maar in 'n geval. So daar's baie skrifte wat een ding moet confirm op die ander ding. En soos daar pastoor Elma wat sê ook altyd, sy sê daar's 'n law of first mentionings. So daar moet eerste gemention wees, maar daar moet nou weer verder kom. So ek kan nie vir jou sê, gaan preach the kingdom of heaven, en die mense het geen klou wat is the kingdom of heaven nie. En ons kan soveel goed uit hierdie boek uitpreek. Daar's soveel goed uit die boek uit, wat 'n mens kan preek. Ek dink hulle sê daar's oor 2 biljoen Christene, en as jy vat die Bybel, wat hulle sê die samestelling is oor die 400 jaar oud, hulle preek elke dag uit hierdie boek uit, en hulle kan hom nog nie deurgepreek het nie. Hulle kry nog steeds elke dag, imagine dit, wat is hierso. En daar is krag in om die Bybel hardop te lees. Spirit and life. Spirit and life. Daar's 'n release, daar's 'n gehoor. Moenie die Bybel net sag lees nie, lees dit hardop. So gaan ondersoek wat is die koninkryk wat binne in jou is. En laat ons dit begin preek, en laat ons dit begin manifesteer. Because that is ultimately what it is about. It's about the kingdom. Yes, to be transformed in the image and the likeness of Christ. Yes, I will behold Him en alles. Dis deel van die koninkryk. So, ja, ek hoop dit van waarde gebring, en mag julle 'n vredevolle dag ervaar. En mag God vir julle spoediglik julle deurbrake bring, waarvoor julle vertrou. Mag dit geestelik wees, vleeslik, emosioneel, vir familielede, vir self. Ja, en laat die Heilige Gees toe om julle hart te ondersoek en te kom wys as daar goedjies wegsteek en alles. En mag ons ook soos by Job kom waar God sê, look at my servants, there is none like them. Jo, daarin het my hart geslaat. There is none like them. It is God that works in us mightily to complete unto His good pleasure. It's God that works in us. God will complete the good work that He started. He will do it. He fights. He provides. You need to learn to surrender. Partykeer voordat ek wil begin huil, dan wonder ek hoekom is ek so hartseer. Dan kom ek agter as 'n gedeelte van my wat besig is om dood te gaan. Dan mis ek daardie ou stukkie. Maar why? Ek het eers 'n begrafnis gehou nie, en iets is dood. Ek het eers gevulde eiers gekry nie, daar gaan 'n stukkie dood. Ag, wat? Die Here is nie gewoon. He just wants you full heart. Okay. The kingdom of God is peace, is joy, is righteousness, and living by the power. It's in you. The peace that passes understanding, the peace that guards your heart. Remember that. The joy of the Lord. Rejoice in everything. Joy, joy, joy. Strength, strength. Righteousness. You have the access to God, the gospel of peace. You have been reconciled to God in righteousness, right standing with Him, and living by the power, the Spirit of God. The Spirit of God could not come in you, over you, upon you, as jy sondige natuur gehad het. Dink aan, jy sal vrek mos doodval. Those who are born of God, ons praat geestelik nou, cannot sin, ons praat nie van die vleeslike foute nie.
God cannot. I mean, die hoofpriesters, het klokkies om hulle ropes gehad, en dan 'n tou om hulle voete. So as die klokkie ophou lui, dan het hulle dood gegaan in die presence van God, want daar is 'n onbelyde sonde. En ons loop met die volheid in Christus. So, can God be there where there is sin? No. Fleshly things, yes, that's why we have grace. That's why we have the blood. You see, there is fleshly things, there is nog stuff. And that's why we can say we live by the power of Holy Spirit. Vredevol, en laat die Vader verheerlik word in Christus Jesus ons Here. And Jesus is the Christ, the Son of the living God. He is the King of the kings, and He is the Lord of these lords, and He has made us kings and priests unto our God. En as jy nie daai titels opneem wat hy vir jou gemaak het nie, sorry, then you do not believe in His complete work. I'm sorry, that is what He's made us, and that is who we need to live. Okay, dit is interessante tye, maar ons het 'n interessante God ook. Okay. Leef geseënd van julle is. Bye.